Eskatologie in die Bybel, deel 8D. Ek is professor Hans Retinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, dan wil ek voorstel dat u gaan na deel A. Het reeds heel wat inligting gemis. En hierdie is intensiewe inligting wat so belangrik is vir die tyd wat ons in lewe. Ek ook voorstel dat u inteken op YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die ander boodskappe of studies waarmee ons besig is op die oomblik. Ek wil ook net sê, sou u dalk belangstel in enige van my boeke. Ek dink spesifiek aan die boekpakket wat ek het, waar jy enige 3 boeke kan koop. En jy kry 'n 4de boek gratis, posgeld ingesluit in Suid-Afrika, so ook in Namibië. Sou jy belangstel, dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan net na my webtuiste https://javashua.co.za, soos wat u dit hierbo kan sien. Halleluja. Net om seker te maak, daar's 'n paar geestelike skokke elke week, so moet dit nie mis nie. Terwyl van die nuwe kykers, wat dalk vir die eerste keer na die uitsendings kyk, ons vereenstellig ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah-beweging, die Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, enige protestante kerk of beweging of katholieke beweging. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudiegroep, dis al wat ons doen. Daar is nie 'n organisasie of iets nie. So op die einde van die dag, Bybelstudie, Bybelstudie, Bybelstudie. Bybel sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat jy in geen boekwinkel in die wêreld te koop kry nie. Daar's 'n paar in Amerika by die Sacred Name mense om te kry, maar as jy hom wil inbring, kos jou 2 keer die prys wat ek vra. Ek het 'n klompie, sou u belangstel. Volgens hierdie genoemde Bybel, dis die een wat Dr. Joseph Bria in Rotterdam in 1860 vertaal het en geskryf het, is die naam Jesus in werklikheid Javashua, en soos ek bedien, dan wys ek natuurlik, ek sal sê Javashua, dan wys ek Jesus, né? Die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Java, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou wat ek nou gaan doen, ons gaan in 'n verskriklike interessante gedeelte van die eskatologie in beweeg. Nou baie mense dink dat die eskatologie het net te doen met die eindtyd boek Openbaring, Anti-Christus-systeem, nuwe wêreld, een geldstelsel, mikroskyfie implanting en. Dit is nie so nie. Daar's eskatologie in enige iets waarna ons kyk in die Bybel. Die enigste ding is die kerk het dit nooit vir ons geleer nie. Eskatologie en die ontstaan van die naam van Jesus. Nou, jy sal hoor, ek sê nie die naam van Javashua nie. Ek sê die naam van Jesus. Meer dan ooit in die geskiedenis het daar in die laaste paar jaar 'n geweldige aanslag ontstaan met verwysing tot die naam Jesus. Dis op die internet, jy kan gaan kyk. Mense sê aanslag in die, almal wil vandag Hebreërs wees en almal, ons is nie Hebreërs nie. Ons Javiste is glad nie Hebreërs nie. Ons gebruik die antieke Hebreëse name van Vader Java, die Seun Javashua, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, en dit is hoe ons dit gebruik. Maar ons is nie Hebreërs of Joods nie. Ons glo nie in die 613 wette van Moses nie, want Hebreërs 7 vers 18 sê, dis tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Java, ons Elohim, dis die Vader, het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, net na meer as 1000 jaar, van waar Moses uit Egipte gekom het, met die Israeliete, wat vir meer as 430 jaar in Egipte land was.
So ons glo nie aan die besnydenis van die vlees nie. Ons glo nie aan die feeste en die maane en die sabbate en al die trompette en al die goed nie. Nee. Dis juist waar die probleem lê. Die ouens wil vandag almal messiaans en joods wees. En dan in plain Afrikaans het hulle nie 'n klou waaroor dit gaan nie. Ons is op tans besig met die reeks, ek het hom hierdie week begin uitsaai, vroeg in die week, naamlik die Joodse feeste of die nagmaal, wat so belangrik is, maar wat los staan van hierdie eskatologie boodskap, maar tog verwant is in terme van, dis soos 'n legkaart wat stukkie vir stukkie van verskillende kante afkom, en dit in ons geestelike lewe dan in mekaar pas. En weet jy wat? Ek kies nie sekere boodskappe nie. Ek wag vir Jaffa om dit vir my te gee, die Vader. En soos wat hy deur die Ruach HaKodesh, Heilige Gees, my openbaar, so doen ek dan die boodskappe. En ek het al baie keer in my lewe gekry, het sy dit die Engelse boodskappe of Afrikaanse boodskappe, dat partykeer dan oorvleuel die Afrikaans die Engels of die Engels die Afrikaans, sonder dat intentioneel gewees het. Maar dit is so belangrik. Ek noem dit kruisbestuiving. Die een boodskap kruisbestuif die ander ene. Maar weet jy wat op die einde van die dag die heel belangrikste is dat siele gered word. En dat die mense tot die bonatuurlike geopenbaarde woord kom. Dis die tyd waarin ons lewe. Die bonatuurlike geopenbaarde woord is die belangrikste van alles. Hoekom? Want daar leer ek uit die woord uit wat Jaffa van my verlang en van u verlang. Hoe ons moet optree, hoe ons dit moet glo, hoe ons in dit moet staan en lewe. So meer dan ooit op die internet sien ek dit. Ek sien wat noem ons hulle, Google boodskapies van en TikTok boodskappe, want ek kyk nie alles nie, ek hoor maar van die goed. Van die aanslag teen die naam Jesus, en dan sê hulle, dis ons, die mense wat glo in die naam van Jaffa en Jafashua. En wat van die messiaanse ouens? Wat glo in Jahweh en Jehovah? En nie net die messiaanse ouens nie, van die Jodendom en van die Israelvisie ouens. Hulle almal glo in Jahweh en Yeshua. Maar niemand sê iets oor die ouens se goed nie. Maar nou is daar, omdat Jaffa in die laaste 15 jaar gekom het, en hierdie bediening kom ook vlek het. Dit wat die katholieke probeer doodmaak het, in 34 na Jafashua en verder aan. En dis hoekom daar 'n donker eeu tydperk was. Van 34 na Jafashua tot 1530 na Jafashua, dis Jesus Christus. Dit was juis om die Jafiste uit te wis. En dis hoekom ons nie sommer dokumentasie het vir die geskrifte en goed nie, behalwe hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, en dan in die 1611 wys hy vir ons ja, en hy wys va. Nou as ek 'n ja het, A-H, en in die ander teks het ek die va, die V-A-H, en ek bring hulle by mekaar. Wat het ek? Kom ek verduidelik hoe maklik is dit. As ek sê, halleluja, ja, halleluja, die ja gedeelte word nie met 'n J gespel nie. Dis met 'n Y, I-A-H, ja. En dis die eerste 3 letters van die Vader se naam. Ja, nou kan ek 'n koppelteken insit. Va, I-A-H, koppelteken. Ek skryf hom net uit mekaar uit. Dit is eintlik een woord maar terwille van u. Ja, koppelteken, va. Nou waar kry ek die va? Wel baie maklik. Soos ek het ja uit halleluja, en halleluja beteken prys unto Jaffa. Die Jode in Israel en die Israeliete en die Hebreërs, hulle liede gaan als oor halleluja, wat beteken prys unto Jaffa. En daarom sluit ek meeste van die tyd ook my gebede af met halleluja, prys unto Jaffa, ons Vader, die skepper van hemel en aarde. En dan het ek Jehovah,
spel vir my Jehovah. Wat is die laaste 3 letters van Jehovah? Jehovah. Dis V-A-H. Daar's jou va. Va. Halleluja. Laaste 3 letters. Va. Jehovah, die V-A-H. So wat het ek? I-A-H, V-A-H. En waaruit kom dit? Dit kom uit die tetragrammaton. Die tetragrammaton is J, hy, waf, hy. I-H, V-H. Nie 'n W-H nie. Want in die antieke Hebreërs was daar nooit 'n W gewees nie. Dis 'n V. I-A-H. Nou het ek J, hy, waf, hy. Die tetragrammaton, dis die 3 van die regterkant na die linkerkant, dis die 4-letter woord. Jy kan hom nie uitspreek nie, jy kort, dis klink, jy konsonante, jy kort die 2 alefs. So wat het ek? Die J, hy, waf, hy, van regs na links, en dan het ek van links na regs, I, H, V, H. J, as ek hulle oor mekaar skuif, dan het bo, J, hy, vaf, hy, I, H, V, H. Die vaf is 'n V. Jy kan dit nie uitspreek nie. En dis hoekom die 3de gebod sê, jy mag die naam van, soos in die 33, die Here jou God, eintlik is dit Jahwe Almagtig, jy mag die naam van die Here jou God. Die Here het nie bestaan in daai tyd nie, en God het nie bestaan nie. Het jy dit geweet? Dis Griekse woorde wat geskep is uit Theos en Kyrios, en later Lord in die 13de eeu. So kom ons kom terug. So wat het ons? Ons het Jahwe uit Halleluja en uit Jehovah. So is daar's sy naam. Nou wat het Dr. Joseph Briand Rottenham gedoen? Hy het die naam gevat, Jahwe. Want almal stem saam, al die Hebreëse ouens stem saam, dat die naam van die Vader kom hoofsaaklik uit die tetragrammaton, die 4-letter woord. Nou as ek vir jou sê, my naam is Hannes Redlinghuis, maar ek sê vir jou, my voorletters is JH, JH. Ek het net 'n naam gegee, Hannes Redlinghuis. Nou Hannes is nie my geboortenaam nie. Dis my noemnaam wat my pa en my genoem het. Maar ek is Johannes Hermanus, JH. Verstaan ons dit? So wat gebeur? As ek my voorletters sit, saam met my van, en ek sê JH Redlinghuis, is JH my naam? Nee. As ek 'n dokument invul en ek skryf net daar JH Redlinghuis, het ek, en hulle vra volle naam, is JH Redlinghuis my volle naam? Nee. Daar kort 'n klomp ander letters om Johannes Hermanus Redlinghuis te skryf. Nou, kom ek by die ouens en sê ek, wat is die Vader se naam? Wat is Jahwe? Kom ons begin. Wat's die Vader se naam? Jahwe. Hoe kom jy by Jahwe uit? Die tetragrammaton. As daar nie 'n tetragrammaton was, wat ek wil sê in Engels 'n springboard is nie, iets wat almal opspring nie, dan die ouens daar buitekant geen manier gehad om die naam van Jahwe te verklaar nie. Want hulle sê Jahwe is die Hebreëse naam, maar dis nie die Hebreëse naam nie. Jahwe is 'n Griekse naam, wat eintlik 'n Oosterse naam is. Die Grieke het dit by die Oosterse mense gesteel. Want Jahwe beteken chicken guard, songod. En dis hoekom, en ek het dit genoem al 1 of 2 keer, dis hoekom met Paasnaweek is daar 3 gode. Die eier, die hoenderhaan en die hasie met die hangoor. Hoekom? Die eier, Paasnaweek, né? Die eier is the God of life. Lewe het uit die ark uitgekom, soos 'n eier kan lyk. Dan die paashaas met sy hangoortjie. Dit is die simbool vir die moffies en die lesbiene. Die unisex haas, the God of fertility. Maar ek sien nie dat daai ouens steel nie.
En daai meisie steel nie, so ek weet nie hoe fertile is hulle nie, want hulle kry nie reg om kleintjies te maak nie. Ek praat nou as dit 2 mannetjies en 2 wyfietjies is nie. Kom ons gaan verder. Dan het ons die haan, die Easter rooster, die haan, wat se naam by die Hindoes genoem word Yahweh, wat 'n naam geword het, wat van die 16de eeu af eers gebruik was. Hy was nooit voor dit gebruik gewees nie. Eers van die 16de eeu af. Yahweh. Weet jy hoekom? Want hulle kon nie die naam Yahweh spel nie. Dit was onmoontlik om die naam Yahweh te spel. Sê vir my, hoe spel jy Yahweh? Met 'n J, en nie 'n Y nie, of 'n Y nie. Ja. Weh. J-A-H-W-E-H. Ja. Weh. Ja, weh. Met 'n J kon nie geskryf het nie. Want die J is eers in die 16de eeu geontdek of geskep. Juis om die naam Jesus te kon skryf. Nou, as u vir my sê dat die naam Yahweh het bestaan in die Ou Testament, wat het Moses, die skepper van hemel en aarde, genoem? Het hy hom Yahweh genoem? O nee, kom die slim ouens en sê vir jou, nee, wat hy gedoen het, hy het hom die tetragrammaton genoem. EHVH. EHVH. En dan het jy die ouens wat kom met EHVH, die moderne Hebreëus. EHVH. Maar Yahweh kon nie in die tyd van Moses bestaan het nie. Hoekom nie? Want daar was nie 'n letter J gewees nie. Soos wanneer ons praat oor die naam Jesus, wat eers in die 16de eeu geskep was, omdat daar nie 'n J was nie, was na dieselfde Jesus vernoem van die 2de eeu af. Van waar hulle die Septuagint geskep het, die eerste Septuagint, die LX, waar, dis in die 2de eeu, die Grieks, waar hulle dan die naam Jahvashua vat, of kom ek gaan die naam Jahva vat, volgens die antieke Hebreërs, dan noem hulle dit Theos, in Grieks, Theos, wat beteken songod. Songod is Nimrod, Ra en Zeus. Ek is nou 'n bietjie van die punt af hier, maar dit maak nie saak nie. Ons is in die eskatologie. So wat gebeur hierso? Die Katolieke Kerk skep tussen 100 en 127 die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En daarin vertaal hulle in plaas van Jahvashua, vertaal hulle die naam Isis, I-S-I-S, of I-S-I-O-U-S, Isos, met 'n I. Dan het ek van hierdie slim predikers wat gitaar speel en sing en hulle verstaan, en hulle sê, maar die I en die J is dieselfde letter. Of ek hom Isis noem, of ek hom Jesus noem, dis dieselfde letter. Nee, is dieselfde letter nie. Dis nie dieselfde letter nie. Sê vir my, daar was die songod Ra, en ek Amen Ra, die songod in die Egiptiese tyd. Daar was Zeus in die tyd van die Grieke. Sê vir my, hoe spel jy die woord Zeus? Hoe spel jy die woord Zeus? Z-I-U-S, Zeus, die songod. Nou, as ek vir jou vra, so ons is doodseker dat Zeus, die songod, begin met 'n Z. Stem jy saam? Natuurlik. En spel vir my Xerox, die kopieermasjiene. Hoe spel jy die woord Xerox? Onthou wat sê ek, Zeus en Xerox. Dit klink al twee soos Z's.
Maar Zeus het 'n Z. En Xerox spel jy met 'n X. Die laaste letter van die alfabet, Xerox. Dit sê vir my, Zeus en Xerox, het dit dieselfde letterwaarde? Of is dit twee totaal verskillende name? Wel, as jy vir my sê, is dieselfde letter, dan wil ek amper sê, jy kom vir my stupider voor as wat dit veronderstel is om te wees. En ek meen om lelik te wees nie. Ek is prakties. Want jy sien party ons is so van die kerkbrille, dat as hy sy kerkbril afval is in die duisternis. Nee, ons moet kyk en luister wat ek vra. Ek praat op 'n praktiese manier. Ek doen 'n praktiese demonstrasie. Dit wat Jaffa vir my gegee het, terwyl ek eenmarig besig was om te werk. Wat is die naam Zeus? Spel jy met 'n Z, die songod. Stem jy met my? Is reg, prof. En die naam Xerox met die letter X. Maar dit klink albei so Z's. Zeus en Xerox. Nou sê vir my, hoe spel jy die naam Isis? Met 'n I. En hoe spel jy die naam Jesus? Ek hoor nie. O nee, die I klink soos 'n J. Jesus is die J. Jesus het 'n J. Maar nou sê hulle, nee, die naam Jesus het bestaan van die Katolieke 34 na Jaffa af. Daar het nooit so 'n naam soos Jesus bestaan nie. Want hy was nie Isis nie. Verstaan ons dit? Die Katolieke het Jaffa se naam verkrag en hom die songod Isis gemaak. Nou die songod Nimrod, dan het ons Zeus, dan het, kom ons begin het, ons het Nimrod, dan ons Amen, dan het ons Ra, ons het Zeus, en toe het ons die Romeinse god, die songod, wat Zeus was, want onthou die Romeine het oorgevat by die Grieke, en toe word Zeus, dieselfde songod, word toe Isis. Nie Jesus nie, Isis. Hoekom nie Jesus nie? Want nou was hy letter J, hulle kon hom nie uitspreek nie. So toe noem hulle hom Isis. En nou vir julle ouens wat so clever is, wat probeer vir almal vertel, maar die naam Jesus en Isis en Jesus is dieselfde letter, is nie dieselfde letter nie. Want dan sou hulle vir Isis, die songod Zeus se volgende naam, wat dan in die Romeinse tyd dan Isis was, hulle is hom seker Jesus genoem het. So moet nie my kom vertel dat die naam Jesus het bestaan, terwyl die letter J nooit bestaan het vir die volgende 1400 jaar nie. Tot en met die 16de eeu word die letter J geskep. Gaan na AI toe en gaan vra julle vriend AI, hy weet mos nou alles. Ek het hom gaan check by AI, en hy sê the letter J never exist, even in the Old Testament. Verstaan? Die letter J is eers in die 16de eeu geskep, om van die Katolieke Bybels het gelees, Isis, vir 1400 jaar. En toe kom verander hulle alles van die Isis af, die songod, na Jesus in die 16de eeu, die songod. So Jesus, Isis, is albei twee verskillende karakters. Verstaan jy dit? Ek het Jaffa, die verlosser en die saligmaker wat gebore was 2000 jaar gelede. So tussen 100 en 127 jaar later, wel in die 2de eeu, verander die Katolieke sy naam na Isis toe, wat die songod Zeus was in Grieks, en wat Ra was in die Egiptiese tyd, en wat Nimrod was. Nou die songod word nou Isis. So nou het ons 'n tweede persoonlikheid. Eerste het ons Jaffa, wat die engel vir Josef en Miriam gesê, julle gaan 'n seentjie baar, met hom Jaffa noem, Immanuel. As dit vertaal word Jaffa, ons Eloi met ons, nie God of Here nie, want God en Here, die woord God is eers in die 2de eeu geskep.
as ek sê God, want hulle het gepraat van son God, Baal God, wat meen afgod. Verstaan ons dit? So die woord God kom van die woord Theos, die Griekse woord Theos, wat hulle gebruik het om die Vader te noem. Jahwe se naam word vervang, wat hulle die 4 evangelies skryf, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word dit vervang na Theos toe. En dan in die 6de eeu, dan verander hulle dit na Kyrios toe. Verstaan ons dit? In die Latyns, want hulle die LXX skep, die tweede Septuagint, wat nog meer korrup was as die eerste Septuagint van die 2de eeu. Die LX. So, kom ons kom terug. Wat doen die Katholieke? Hulle verkrag die naam Jahwe. En hulle bring hulle songod in hulle Bybels as Isis. Maar hulle vat die Hebreëse notas wat gemaak was, die 4 evangelies was in Hebreërs geskryf gewees in die begin. Dit was nie 'n Bybelboek gewees nie. Josephus, die geskiedenisskrywer, hulle noem dit in Engels the scribe. Hy het al die notas bymekaar gemaak en gehad van Jahwe en sy disippels en hulle lewens, Jahwe se disippels op die aarde. Ekskuus tog, Jahwe se lewe op die aarde. En dan, nadat die Katholieke kerk geskep is in 34 na Jahwe, wat die Romeinse Ryk gedoen het, dis hoekom sê hy Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, Church beteken universally. And that's why today she's still the mother of all churches universally. Sy altyd, sorry, sy is niks van my nie. So wat gebeur? Josephus word 'n Katholiek. En wat doen hy? Hy verkoop al die notas wat hy gehad het aan die Katholieke. As Josephus nie 'n Katholiek gedraai het nie, sou die Katholieke nooit die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, in Grieks kon vertaal nie, want hulle het die inligting gehad. En dan verkrag hulle die naam om dit te doen, om hulle Katholieke Bybel daar te stel. Want onthou, alles wat Jahwe voorgestaan het, is die nuwe Romeinse regering godsdienst wat geskep is, totaal die teenoorgestelde. Hoekom? Want dit was 'n okkultiese godsdienst gewees. En dis waar die kinderdoop vandaan kom, en die kinderofferings en die goed. Ek meen, daar's Maria Monk. Haar boek is verban in die wêreld. Ek het 'n oorspronklike Maria Monk boek, waar sy verduidelik het, in die begin van die 1800s, hoe die Rooms-Katholieke kerk nog steeds babetjies geoffer het vir die songod. Kry Dr. Alberto Rivera se boeke, dan gaan kyk jy daar, waar die uittreksels uit die Maria Monk boek uitkom, en wat Dr. Alberto Rivera, wat 'n Jesuïte priester was, dit self verduidelik het. 2 getuienisse. Hoekom is Dr. Alberto Rivera se boeke verban? Hoekom is Maria Monk se boek verban? Hoekom is die Two Babylons by Arthur Hislop, hoekom is dit verban gewees? Hulle het nou die band gelig 'n paar jaar terug. Hoekom? Dis waar al hierdie inligting in kom. So wat het die Katholieke gedoen? Van 34 na Jahwe begin die donker eeue, waar hulle jag maak op die Jahwiste. Ek het altyd gewonder, hoe sal 'n Christenkerk op Christene jag maak? En op Jode. Want ons het vroeg in my lewe, het ons geleer van die donker eeue.
En in die donker eeue was waar die Rooms-Katholieke Kerk die Christene vervolg en doodgemaak het. Nou wil ek weet, en dit het my altyd, en ek wil die Afrikaanse woord gebruik, my gepuzzle. Die Rooms-Katholieke Kerk was ons geleer van kleins af, was 'n Christenkerk. Wel, hulle het Jesus bely, en hulle het nagmaal gehou, hulle het nog nooit nagmaal gehou nie. Hulle het mes gehou. En daai selfde mes is wat hulle aan die dooies, wat in die doderyk is offer, en die in purgatory offer. En selfs vir die wat in die hemel is offer. Kan jy dit glo? Ek dink baie keer die priester drink die wyn en dan sien hy spooke. So op die einde van die dag, want jy kan nie aan 'n gees nagmaal bedien nie, man. Soos ons common sense, soos kom ons dink. So, op die einde van die dag, alles wat Jafashua sy disippels geleer het, het die Rooms-Katholieke Bybel wat geskep was, tussen 100 en 127 na Jafashua, die teenoorgestelde gesê. En dus hoekom die name verander is. Die Katholieke erken self en sê, dat sy naam was Isis gewees. Hoekom? Want die Katholieke het dit so vertaal. En in die donker eeue wat die Christenkerk, wat nie 'n Christenkerk is, wat okult is, hulle wat 150 miljoen Jafiste doodgemaak is. En ek het dit nie op die internet gelees of in 'n boek gekry. Ek het eendag net gesit, besig met Bybelstudie, terwyl Jaffa was deur die Ruach vir my net duidelik maak. Dit was nie 'n gesprek of iets nie, dit net by my opgekom. Hoe sal een Christenkerk 'n ander Christenkerk uitwis? Wat wou hulle gehad het, wat die ouens gehad het? En omdat ek reeds in die name is, die bonatuurlike openbare name, deur die genadebloed van Jafashua en die leiding van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, toe gaan die lig vir my aan. En skielik besef ek, hierdie word na verwys as the Christian Church, die Roman Catholic Church. Ek meen, Angus Buchan en al hierdie ouens praat van die Christian Church. Ek het dit geleer op Bybelskool, toe ek my 3 jaar diploma in die teologie gedoen het, wat ek in 1979 klaar gemaak het. Ons was geleer aangaande die Church Fathers and the Christian Church. Maar daai selfde Christian Church is die ouens wat die Christians dan doodgemaak het. Die Christians wat dan Jesus se followers was, se volgelinge was. So hierdie Christian Church wat sê hulle is Jesus se followers, het Jesus se followers doodgemaak. Maak dit vir jou sin? Die apostels en die disippels en die profete en die ouens, wie het hulle doodgemaak? Hoe is hulle doodgemaak? Hoe is al die apostels doodgemaak? Deur die Romeinse Ryk en deur die Rooms-Katholieke Kerk. Want die Romeinse Ryk was die Romeinse Ryk gewees. En soos ek sê, in 34 na Jafashua word die Roomse Katholieke Kerk gestig. Dit lyk verskriklik interessant. Die massiewe kathedrale met die groot pilare en is om die mense te impress. Wat is die Afrikaanse woord? Hulle te laat goed voel om te sê, ons aanbid in die kerk. En ons voel goed om ons, ek weet, gaan praat van Ad Boshoff, wat noem homself? Apostel Ad Boshoff. Almal wil Apostel Ad Boshoff se kerk aanbid. Hoekom? Want dit is 'n kolossale plek. Verstaan jy wat ek sê? Apostel Theo Wolmarans. En hulle is almal apostels gemaak deur Abonado, net so terloops. Wat hulle nie kon wees nie, want die kwalifikasie was, hulle moes Jafashua gesien het om 'n apostel te wees. Ek gebruik net die Bybel. Hy moes Jafashua gesien het. En wanneer het hulle Jafashua gesien? Nee, Abonado, hy het homself 'n apostel gemaak en dit al hierdie ander ouens wat hulle
in die gat getrap. Hoe my pa altyd gesê, dis 'n sakkebon every day. En almal is skielik apostels geword. Terwyl die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, alles die teenoorgestelde gevorm het en geformuleer het. Waar die Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop. Toe kom die Katolieke kerk en hy sê, doop babiekies, want dit kom van Nimrod af, Semiramis, waar die eerste kind aan die songod, geoffer het. Songod Ra. En dan ook Nimrod self, wat die songod was, en sy ma Semiramis. En hulle saam met 'n kind gehad met die naam van Tammuz. Eendag sal ek bietjie oor die goed met jou praat. So wat gebeur? Waar Jafashua sê, bekeer jou en laat jou doop. Wat sê Markus 16 vers 16? Ken jy? Wat sê Markus 16 vers 16? Hy wat glo en hom laat doop, sal wat? Ek sê nou doop, in die 33, geonderdompel word. Hy wat glo, kan 'n babietjie glo? Nee. Maar hoe kon doop hierdie kerk die kleintjies? En nie net hierdie kerk, die 3 susters kerke ook. Want hulle is afstammelinge van die Katolieke. Ek het die Katolieke handboek, waarin hulle priesters oplei. First hand. Ek het nou met die reeks van, wat doen ons hulle, The Revelation of the Book Revelation, het ek nou net so 2-3 weke terug, dit hanteer, uit die handboek uit. En as jy my boek het, of the 2 keys to the Book of Revelation, daarom moet jy dit kry. The 2 keys to the Book of Revelation is amper 800 A4 bladsye dik. Dis 2 boeke, so dik is dit. Weeg 4 kilogram, die 2 boeke. Nou wil ek weet, as die Katolieke sê, wanneer die babiekies gedoop word, word hulle in die Katolieke sisteem gedoop. Die okkultiese sisteem van die songod. En hulle sê, eense Katoliek, altyd 'n Katoliek. Die kommuniste sê ook, eense kommunis, altyd 'n kommunis. So wat gebeur? Markus 16 vers 16 sê, bekeer jou en laat jou doop. Die Katolieke kerk sê, kom ons doop kindertjies. Die Bybel sê, wanneer ek in 1 Korinte 11:23, hy sê, wanneer ons aan die tafel sit, moet ons onsself ondersoek, of ons waardig is om nagmaal te kan gebruik. Die Katolieke kom en sê, bedien nagmaal aan die kindertjies ook. Maar die kindertjies is dan sondeloos. Hoekom moet hy nagmaal kry? Hoekom bedien hulle nagmaal? En nou praat ek sommer met die pastore, wat vir die kinders nagmaal bedien in julle kerke. Dis onbybels, dis Katoliek. Dis soos die geloofsbelijdenis wat die Katolieke doen, wat Angus Buchan gedoen het, hier in Pretoria, in die rugby stadion. Amun, amun! Amen, Amun is Amen Ra, die songod, Nimrod, Ra, Zeus, Amun. En wat sê hy? Ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Christus het die helle neergedaal. Christus was nooit naby die hel nie, want dan sou hy brandmerke gehad het. Hy was in die doderyk, dis wat die Bybel sê. Jy sien hoe word dit verander. En omdat Angus Buchan dit sê, want hy is 'n vrymesselaar, hy's 'n Scottish Freemason. Dis hoekom sy klere wat hy dra. Hy dra nie sy kilt voor die mense nie, maar sy klere, die checkers klere en sy hoedjies en sy goed wat hy dra, en sy hemde, dieselfde checks en goed. Freemasons, Scottish Freemasons van Skotland. Verstaan jy wat ek praat? En ek wil nie oor die goed nie. Ek praat oor die kultuur. Die kultuur van die Rooms-Katolieke kerk. Wat die kultuur, wat die Christen godsdienst geword het, wat almal sê, the Christian Church, sê Christian, ja, hulle is 'n Christian Church, want die woord Christen is eers deur Constantijn, wat die eerste paus was natuurlik. By die Council of Nicene, 3:25 tot 27, is die woord Christen geskep. Christos en Christ-like. Wel, Christus is tussen 100 en 127, maar die woord Christen
is geskep by die Council of Nicene. So nou kom ons terug, nou wil ek weet. Wel, party sê dis die Council of Nicene en the 300 years, 300, hy noem het, die boek is The Life of Christ, 300 years after Jesus. Ek het die boek, dis 'n groot dik boek, waar dan sê, dat nadat Constantijn, hulle weerspreek eintlik mekaar, nadat Constantijn sy neef doodgemaak het by Melbourne Bridge, sit hy in Jerusalem, sit hy in Rome, en wanneer hulle inmarseer sy soldate, sit hy met 'n bak, en hy is op tak met water, en hy gooi skittel dat, hy sê, now you are Christians, hulle was vanmôre nog pagans gewees, gister was hulle nog pagans gewees, vandag is hulle Christians, en dis wat die kerk doen vandag, hulle maak Christians. Jy moet net bely met jou mond. Wat moet jy bely? Dat jy nou 'n Christen is. Ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n Jahwist. Ek was 'n Christen my lewe lank omdat ek onkundig was. En wanneer ons by die plek dan kom en besef hoe die Katolieke kerk verskillende goed, ek gaan die Engelse woord gebruik, gehijack het en dit in teologie omgesit het. Soos om die bo-natuurlike name te gaan verander. Van Jahwe die Vader, Jahweh die Seun, Ruach HaKodesh. Het hulle die Vader gaan noem, Theos noem. God. Kyrios. God. Wat in die 6de eeu Theos geword het. Ek is verkeerd om. Theos. Want ek vat al die goed in my kop uit. Theos, wat later aan Kyrios geword het in Latyns, in die 6de eeu. En waar hulle die naam, dis 34 na Jahwe, en waar hulle dan in die 2de eeu, tussen 100 en 127, met die skep van die LX, die Septuagint Septuagint, waar hulle dan die naam verander van Jahwe na Isis toe. Maar Isis en Jesus klink nie by mekaar nie, hulle hoort nie by mekaar nie. Dis twee verskillende woorde, so Xerox en Zeus, twee verskillende woorde is. Dit klink dieselfde. Jy kan nie vir my sê Isis en Jesus is dieselfde naam nie. Dit klink soos Xerox en soos Zeus, maar dit is verskillende letters met verskillende letterwaardes. En die letter J is eers in die 16de eeu geskep, 1524 om presies te wees, is die letter J eers geskep. So die ou wat homself Jesus noem, en ek verwys na dit in minagting, want dis 'n Baal-god, dis 'n songod, 'n Romeins-Katolieke songod, wat die god vir die protestante geword het. Kyk hoe maklik het hulle die mense gevang, van ons almal, ons het in groot geword. Ek dank Jahwe vir die eskatologie, dat hy die goed vir my kom oopmaak het. En ek van jongs af met die goed loop, studie, 58 jaar, om een van die dae, 59 jaar, van my lewe, in navorsing in eskatologie, en studies, en boeke, en. En op die einde van die dag, gaan dit oor die korruptheid waarin die Katolieke kerk, die godsdienstwêreld omvang het, en kom vasmaak het. En die woord kom by sê, hoe sal ons weet, as iemand ons nie sê nie? Nou iemand sê eendag by my boekwinkel vir my, klompie jare terug, toe sê hy sê, hy het nie nodig dat iemand hom moet vertel nie. Hy lees niemand se boeke nie, want die Heilige Gees leer hom. En toe ek met hom begin praat, toe sê ek, wat 'n Heilige Gees? Jy weet natuurlik, as twee Heilige Geeste, sê ek vir hom, want Jahwe sê vir die disippels, hy sê, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag in die hoogte. Hy sê, in die huis van my vader is baie wonings. Ek gaan na my vader, as ek klaar is, kom maar terug. Maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. 'n Ander trooster. Wat julle sal leer en lei in alle reg en in waarheid. Come on. Jy sien, dis die ding. Ons sit al ons lewe lank in die kerke, en ons laat toe dat die duiwel ons blindfold, ons oë toemaak, en ons is tevrede maar net om agter die pastoor aan te loop, en ons tiendes te betaal, en die predikant en die priesters
En weet jy wat, elke Sondag as ek die kerk uitstap, dan voel ek goed. Maar jy al ooit bietjie gaan sit en dink, waar kom die goed vandaan wat in die kerke gepraktiseer word? Nou die tyd het ons gevang. As Vader gaan lewe in Sondagspaar, volgende week gaan ons aan met hierdie studie reg waar ek hier gestop het. Want hier's nog 'n hele magdom goed wat ek met u moet deel. Bid vir die bediening. Stuur hierdie boodskappe uit. So, hierdie is deel D, as ek kan reg onthou, deel D, ek rond het goed, D. So die volgende een is E. Stuur dit rond vir die mense wat jy liefhet. En subscribe, sodat jy die kennisgewings kan kry van al die ander boodskappe ook. Daar's 2 ander reekse wat ek preek op die oomblik ook. Die wette, die Joodse wette of die nagmaal. En die ander een is dit die wit paus of die swart paus? Is dit die wit paus of die swart paus? Ek sien die mense kyk het stikken. So, blessings vir julle. In die mooiste naam, Jafashua, die naam bo elke ander naam, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.